Goed, met hierdie tweede aanbieding van die diereriem as verlossingsplan in sterrebeelde, gaan ons soos gesê in heel wat meer diepte kyk na betekenisse van name en na syferwaardes. En vir diegene wat die video hierna gaan kyk, is dit noodsaaklik om asseblief eers die inleiding, die eerste deel te sien, alvorens jy na hierdie tweede deel kyk. Ja, vandag, soos ons vriend hier sê, is 'n dag en nag ewening en is dit nogal ook 'n belangrike tyd. Ons is tans besig om te beleef baie belangrike gebeure in die Bybelse en wêreldse geskiedenis. Ja, so die eerste konstellasie wat ons na gaan kyk, is Virgo, die maagd in die diereriem of Zodiac. En daar's twee interessante goedjies wat ons net gaan uitlig, en dis die twee sterre wat baie duidelik is onder die ekliptika lyn, die rooi lyntjie wat jy sien op die beeld, is daar 'n ster Spica of Alzimag. En sy betekenis is die takkie. En dan bo in die gerf wat sy vashou, of die takkie wat sy vashou, is Al-Muredin, en dit beteken wie sal heers. Nou hierdie konstellasie het dan die medewerkers of helpers, Coma Berenice, die begeerde of die vrou met kind, Centaurus, die perdmens, en Boetes, die een wat kom, die man met die sekel. So, hierdie konstellasie, saam met sy hulpkonstellasies of helpers of medewerkers, is amper 'n oorsig van die konflik van die Adam met die oorwinning van die saad wat sou kom as Yeshua Messia. En sy koms dus as baba in Bethlehem, en sy offerande vir ons as versoening oor ons sonde, en ook sy oorwinning met sy opstanding. Nou Virgo, soos gesê, is die prent van 'n vrou wat in die baan, die ekliptika, voorkom as sy op haar rug lê. En aan haar linkerkant hou sy hierdie takkie saadkoring vas, saad van graan, en aan haar regterhand 'n regte takkie, dit lyk soos 'n olyftakkie op vir partybeelde. Nou Virgo in Hebreëus beteken maagd. En in Arabies beteken dit 'n takkie. In Latyn is dit of 'n maagd of 'n takkie. En dit herinner mens aan Jesaja 7 vers 14, daarom sal Jahwe self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Nou hierdie gebeure word vir ons bevestig in al die evangelies, maar kom ons vat net Matteus 1 vers 18 tot 22. Dat Yeshua Messia is wel gebore uit 'n maagd, en hy was toe Immanuel, wat beteken Elohim met ons, God met ons. Die graan in haar linkerhand is gemerk met die ster Spica, wat beteken 'n oortjie graan of saad. In haar regterhand is die ster by herhaling El-Muredin, wat beteken onder andere, wie sal afkom, wie sal heerskappy hê, wie sal heers. En in Galdees is die betekenis daarvan die seun of die takkie wat kom. Hoe toevallig? Is dit toeval? Nee. Dit herinner aan Sagaria 3 vers 8b, want kyk, ek sal my knegt, die spruit of takkie laat kom. In die maagd se hare is daar ook 'n helder ster, Zawi Yava, wat beteken glorieryk, mooi of pragtig. Nou die profeet praat ook van die takkie in Jesaja 4 vers 2, 'n teks wat ons almal behoort te ken. In die dag sal die spruit of takkie van Jahwe wees tot sieraad en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel. Nou hierdie hele teks van Jesaja 4 vers 2, sy syferwaarde stel op na 3368. Op Engels word hierdie spruit vertaal as branch, wat dan Afrikaans eerder takkie moes wees. En in die Ou Testament is daar interessant genoeg 12 woorde wat op Engels vertaal is met branch. En daar's een van daai woorde wat eksklusief net gebruik word wanneer dit dui op Messia Yeshua. In Afrikaans dan vertaal as spruit met 'n hoofletter. Dis die Hebreëse woord samak. En dit beteken letterlik tak of takkie.
En dit het die syferwaarde van 138. Nou in Johannes 19 vers 5 word Yeshua genoem die man. Moet seker met die hoofletter, né? Die Griekse woord daar is anthropos. Sy syferwaarde is 1380. Anthropos beteken Adamiet. Dis die Grieks vir die Hebreëse woord Adamiet. En Adamiet is 'n blanke soos u almal behoort te weet. Die wat kan bloos en rosigheid of 'n blos op hulle wange kan hê. Dus 138 is gelyk aan die spruit of takkie. En 1380 is die man Yeshua. Dit is 138 maal 10. Waarvoor staan 10 in getalle leer? Dis goddelike administrasie of terwyl Jahwe se raadsplan. Dit was Elohim se raadsplan dat Yeshua Messia as die spruit van Dawid, as die takkie op aarde sou wandel en vir ons sou versoening doen. Gees leer dit vir my om vir mense ietsie te gee. Die mees algemene van in Suid-Afrika is van der Merwe. Wat is merwe? Merwe is 'n spruitjie, een beetjie, sê die Hollanders. Is ek reg? Ja. Van die spruit, van der Merwe. Van wat is spruit? Die spruit van Dawid. Wie is die spruit van Dawid? Dit is Yeshua. Ek het dit 'n klompe jaar terug vir 'n goeie vriend vir my vertel wat van der Merwe is. Toe huil het. Maar ek staan so reg op, ek moes die keer vir die borsknope wat spat. Hy was so trots. Ja. Die hele teks stel op na 3368, né? Maar 3368 is ook een manier op in Grieks wat jy stel meester Yeshua Messia. Kan jy dit sien? Hierdie teks is gelyk aan meester Yeshua Messia. En die beskrywing van sieraad en heerlikheid tel op na 200. En met die volle betiteling en name van ons meester Yeshua Messia, soos meestal gespel, algemeen gespel, meer as 90% van die kere word dit so gespel, tel dit op na, ons het net gesê, 3168. Saam is 200, sieraad en heerlikheid met 368, gelyk aan 3368, so wat meester Yeshua op 'n paar keer in die Grieks gespel word. Wat is die kans dat dit kan gebeur? Nou die volgende gedeelte van Jesaja 4 vers 2 tel op na 432. En ek wys hom vir u. Die spruit van Jahwe wees tot heerlikheid, tot sieraad en heerlikheid is 432. En dan gaan soek jy 432 op in Hebreëus, dan sien jy dit staan vir redder waar dit hy op Messia. Hy is die spruit van Jahwe en hy is tot sieraad en heerlikheid. Ja, hy is ons redder. Ek hoop jy kan hierdie goed sien. Ek hoop die oë is oop. Ek bid dat die Gees die oë oopmaak en die ore oopmaak dat jy hoor wat gebeur hier. En dan lees ons ook in Jesaja 4 vers 2 wat weer eens dui op en verband hou met Yeshua en hier vir ons nog verband hou met die sterrebeelde. Dit tel op na die volgende, die spruit van Jahwe wees tot sieraad, daai gedeeltjie tel op na 296. 296 die vrug, 296 van die lamp, die totaal 888. Dis die syferwaarde van Yeshua. Ons vind ook in Sagaria die verwysing na die spruit of die tsemak of daai takkie. Sagaria 6 vers 12. En sê vir hom dit, so spreek Jahwe van die leerskare, kyk daar kom 'n man wie se naam is spruit, tsemak, oftewel takkie as jy wil, né? En hy sal uit sy plek uitspruit en hy sal die tempel van Jahwe bou. Wie is die tempel van Jahwe? Dis sy volk, dis ons. En interessant, die boerevolk het beloof om 'n huis te stig, 'n tempel te stig, né? Ek wil vir julle sê, dis net 'n absoluut superieure intelligensie as Elohim self, wat so 'n wonderbare en eintlik ingewikkelde kodering van woorde, name en syfers van die sterre in ons Melkweg aan mekaar te kan koppel en dit laat verband hou met die Bybelse teks. Het jy enige idee wat die kans kan wees dat so iets kan uitwerk? Die aktuarisse as hulle vir jou polis uitwerk, en veral soos 'n ouerige ou soos ek, dan sê hulle die kans dat jy nog 20 jaar gaan leef is bietjie skraal.
En dan sê hulle, as jy 'n premie het, moet dit hoog wees. Hulle werk daai goeie soos kundigheid. Nou ons het die proffie gevra, wat is die kans, toe ons gepraat het oor een ding van die piramide, laat dit so kan uitwerk. En hy het so ruk gestaan en het op die rekenaar gespeel. Toe sê hy, die kans is 1 uit 'n getal met omtrent 25 nulle. Die kans dat hierdie goed so kan uitwerk, gaan ek glo is ongeveer in dieselfde orde. Nou party ons speel die lotto vandag, ons mense hier buite. En ons het een keer self ook, toe ons nog nie geweet het nie, deelgeneem aan 'n lotery, want daar was een van 200 kaartjies wat kon wen. Dan dink jy, ja, 1 uit 200, ja, ek staan aan mekaar. Maar 1 uit 25 kwadriljoen, 24 nulle, wat is die kans? Gaan jy daai lotto probeer speel? Maar dis die kans hierso, dat dit so kan uitdruk. Né? Dat hy dit so aan mekaar kan koppel en weer gee, 2 maal bewys dat het. Die eerste helper van die konstellasie is Coma Berenice, en die letterlike name daarvan beteken die begeerde of die begeerte van die nasies of vrou met kind. En aan die geskiedenis weet ons wie is die vrou met die kind, met die hoofletter. Op Engels staan daar, en Haggai 2 vers 7, the desire of all nations. And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come. And I will fill this house with glory, saith Yahweh of hosts. Nou in Afrikaans is dit nie korrek vertaal nie. As jy dit wil verander in jou Bybel, jy kan daar 'n vraagteken gaan sit. In Afrikaans lees hy so: Ek sal ook die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei. Waar hulle dit vandaan kry, het geen mense idee. En ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê Yahweh van die leerskare. Daai desire is die woordjie kemdo, en dit beteken begeerte, of die begeerde een. Nou hierdie helper konstellasie beeld uit 'n maagd wat 'n klein seentjie in haar skoot vashou. In Persies beteken die naam Coma Berenice wel maagd. Nou interessant dat hierdie begeerte van die nasies, sy syferwaarde is 528, en dit hou verband met ander teksgedeeltes as 'n mens gaan opsoek, wat altyd dui op Messias se koms. Kom ons wys 'n paar vir u. 528, and the desire of all nations shall come. Die begeerte van al die nasies sal kom, né? 528 is ook die dag van sy koms. Die eerste een weet ons was Haggai 2 vers 7, hierdie is Maleagi 3 vers 2. En dan praat hy in Hosea 6 vers 3 van soos die dagbreek, wanneer die lig deurbreek, staan daar eintlik in Hebreëus, né? In die Engels is dit breaking forth of light. Toe hy gekom het, was daar 'n ster in die hemel. En daar was lig wat geskyn het, né? 528 is ook die sleutel, in die res van die teks sê in Jesaja 22 vers 22, die sleutel van die huis van Dawid. En hierdie 528 stel op na 2112, en raai wat? Daai totaal is die teksie van Jesaja 7 vers 14 weer. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. So hierdie eerste konstellasie van woorde oor die maagd gaan dan juis oor dit wat in Jesaja 7 vers 14 staan, van die maagd. En hierdie prente bevestig vir ons dus die Bybelse profeet. Nou ek wil vra, was dit sommer net mense wat sulke name gegee het, met syferwaardes daarby wat bevestig word in bogenoemde Bybeltekste, en daardie dae het hulle niks van syferwaardes geweet? Of sien jy saam met my in dat dit menslik, bonatuurlik en onmoontlik is en absoluut goddelik is? Ek is bly om 'n paar amens te hoor. En ons wys weer die hele konstellasie van die maagd. Boet is die een wat kom, die vrou met die begeerde kind, en dan Centaurus, die perdmens. Nou die tweede konstellasie as helper is die perdmens. Nou in beide Hebreëus en Arabies beteken hierdie naam die een wat verag is. En in Grieks is dit die deurboorde een. Mense dit raak by hart. En dit dui op Messias se werk as sondoffer. Ons lees in Jesaja 53 vers 3a,
Hy was verag en deur die mense verlaat. Hierdie ster se naam is verag. Nee? Psalm 22 vers 16. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Meer korrek sou wees om te sê deurboor. So hierdie konstellasie wat die bolyf van 'n man het en verder die lyf van 'n perd, het tussen sy voor- en agterpote die beerd van die derde helper konstellasie, die man met die naam Boetus. En sy naam beteken letterlik die een wat kom, die man met die sekel. So hierdie beeld, hierdie prentbeeld uit 'n sterk herder, hy het 'n spies in die een hand om vyand af te weer, aan die ander kant het hy 'n sekel omhoog. Dit is die een, Yeshua, Messia, wat weer gaan kom. Daar wys ons een beeld van hom. Die ster daar aan sy kop is Nekar. Dit beteken die deurboorde een. In sy spies al Katarops, wat Katurops, so iets. Die takkie, né? Dan Arcturus, dis hier by sy knie, is hy wat kom. Hy kom weer. Dis nie sterre vas. Hy het gekom en hy kom weer. So daar, die ander betekenis van Arcturus is die herder van die skaapstal. Mens daarom 'n paar skaapies in die skaapstal vandag. Ek vertel jy, die herder kom weer. En al Katurops, die takkie, en Nekar, die deurboorde een. So, hierdie helper konstellasie wat uitbeeld die herder van sy kudde, en ons as sy volk Israel is sy kudde. Dis hy wat dit oppas, hy het 'n spies in die hand. Hy pas ons op, né? En hy bewaak ons. En hy hou die sekel omhoog, wat dui op die oordeel wat gaan kom met die insameling van die oes. Jy gebruik 'n sekel om koringgerwe te sny. Hy kom sny, né? Weereens is hierdie merkwaardige syferwaarde wat die verhaal van die Bybel bevestig. Kom ons soek na die woord herder van die skaapstal. En die bekendste is seker Psalm 23 vers 1. Yeshua is my herder, né? Sy waarde is 280. En sy kudde, Jesaja 40 vers 11, gelykwaardig. Sy kudde is IMR 280. Sondoffer 28, in Hebreëus Levitikus 4 vers 3. En dan bul, as die offer by die tabernakel is in Levitikus 4 vers 3, ook 280. En dan baie mooi, verhewe en opgelig in Hebreëus na sy eie lewe geoffer is vir ons, in Jesaja 52 vers 13, dieselfde waarde. In die Nuwe Testament in Grieks bevestig die syferwaardes weer eens hierdie begrippe. En nou moet jy dit insien dat hierdie syferwaardes wat in Hebreëus, Ou Testament, en in Grieks, Nuwe Testament dieselfde is, verbind die twee testamente aan mekaar. Die ou verbond is wel afgehandel, en die nuwe verbond is in plek. Maar die hele Bybel as geheel is een geheel. As baie kerke wat sê, die Ou Testament is afgehandel, jy kan hom uit jou Bybel uitskeep. Nee, dis deel van die geskiedenis, dis geheel, né? Want in die Nuwe Testament, baie interessant, is die begrip herder, poimen, in Matteus 9 vers 36, is gelyk aan 256. 256 is ook heiligheid, Oseotes, Lukas 1 vers 75. 256 is ook waarheid, aletos, Matteus 14 vers 13. 256 is hoog verhewe in Hebreëus, is dit Reem, is Jesaja 52 vers 13. En dit herinner aan die teks, kyk my knegt sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog wees. Kan jy dit insien? Hy is die herder, hy is heiligheid, hy is waarheid, hy is hoog verhewe. Nog 'n interessantheid is dat die benoeming en name, Christos in die Grieks, is gelyk aan 1480, en die Heilige Gees se getalwaarde, of syferwaarde, is 1080, en dit tel op na 2560, want dit is Elohim se raadsplan, dit is maal 10. Kan jy dit insien? Messia en die Heilige Gees saam is 256 maal 10, né? 10 is raadsplan, 2560.
Hy is ons herder, 2:5:6. Hy is heiligheid, 2:5:6. Hy is waarheid, 2:5:6. Hy is hoog verhewe, 2:5:6. Johannes 10:11 sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. In vers 14 herhaal Yeshua, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. So opsommend vertel hierdie konstellasie van Virgo met haar helpers of medewerkers die hele verhaal van Messias se koms as die Adamse verlosser deur sy sondoffer en dat hy die goeie herder is wat sy skape oppas. Ek dink almal kan sê om my. Die tweede konstellasie, naamlik Libra, die weegskaal. Ons het reeds gesê dat die helpers is die suiderkruis en die slagoffer van Centaur, die wolf en die noordelike kroon, die kroon. En dat dit gaan oor Messias se bloed wat ons sonde bedek. Nou Libra word uitgebeeld as 'n weegskaal. En Libra in Latyn beteken om te weeg. Né? Nou om 'n skaal te balanseer. Almal het al hierdie ou skale, is nie die elektroniese goed nie. Die ou skale wat so om 'n as beweeg. Aan die een kant pak jy gewigte, aan die ander kant is die ding wat jy wil weeg. As jy dit wil balanseer, moet die gewigte of die massas weerskante presies dieselfde wees. Nou Yeshua moes presies dieselfde prys betaal, naamlik die dood, as die straf vir my en jou sonde. Dit moes presies pas. Presies dieselfde weeg. As ware dieselfde gewig dra. Nou in die Hebreëus is die naam Mosaïnaim, wat beteken skale of om te weeg. Ek gebruik hier verskeie tale en hulle het almal dieselfde betekenis. Die Arabiese naam is Al-Zubena, wat beteken loskoop of versoening. Hierdie skale 'n ander betekenis, loskoop en versoening. Inderdaad het Yeshua as ons middelaar ons kom loskoop en versoening gedoen en is dit in die sterrebeelde vir ons vasgemaak. 1 Timoteus 2 vers 5 lees, het ek hom verkeerd, en daar is een Elohim en een middelaar tussen Elohim en die mense. Daai mense is Adamite in Hebreëus en Anthropos in die Grieks. Die mens, Messia, Yeshua. Vers 6, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. Nou daai losprys is die woord lutron in Grieks, op Engels word hy vertaal met ransom. Daar's geen twyfel wie die middelaar is nie, wanneer ons weer eens na die bevestiging van die syferwaardes kyk nie. Ons het net gesê, die mees algemene manier hoe jy meester Yeshua Messia spel in die Grieks, tel op na 3168. Die sinnetjie middelaar tussen Elohim en die mense is 3168 in die Grieks, 1 Timoteus 2 vers 5. 3168 algemene spelling van Messia Yeshua, sy volle betiteling 3168, Handelinge 8 vers 17. Seun van die mens, soos hy homself noem, 3168 in Matteus 9 vers 6. Nou soos gesê, die Hebreëse naam vir weeskaal is Mosaïnaim, dis 148, sy waarde, syferwaarde. Nou ons ken almal die verhaal van die eerste Pasga. Daar moes 'n lam geslag word, moes aan die deurposyne van elke Israeliet se deur geverf word, né? Daar die bloed. Nou raai wat is bloed se syferwaarde? 148. Raai wat is Pasga se syferwaarde? 148. Né? Dis dieselfde ding. Dis gelykwaardig aan mekaar. Volgens Elohim se raadsplan, 10 is 10, né, in getalle leer. Dan herken ons die finale offerlam van Elohim soos dit gestel word in 1 Korintiërs 5 vers 7b. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Messia, die Grieks is Christus. Daar gee ek vir u die waardes. 148 weegskaal in Hebreëus, 148 bloed in Hebreëus, 148 Pasga, daar soveel tekste wat nie die tekste bygesit nie. Christus 1480, dis Messia in die Grieks, 148 maal 10. En 1480, seun van God, 148 maal 10. Die Galdeese woord vir skaal of weegskaal is tekel. Ons ken die verhaal van Daniël, waar teen die muur geskryf is,
tekel, oeversim. Né? Jy is geweeg en te lig bevind, het daar gestaan. Daniël 5 vers 17. Nou, Openbaring 6 vers 5 word ook van 'n skaal gepraat. En dan is die waarde daarvan 530. En dan die woord seun met 'n hoofletter is ook gelyk aan 530. Soos 'n seun van die mens of seun van Elohim, Matteus 9 vers 6. En dan Matteus 20 vers 28b staan, sy lewe te gee as losprys vir baie. Let wel, vir baie, nie vir almal nie. Nee. Dis net vir sy uitverkorenes as die 12 stamme van Israel. Kom ons kyk hier na. 530 tekel of skaal, Daniël 5 vers 27 in Hebreë. 530 zugos, die skaal in Grieks in Openbaring 6 vers 5. Seun, soos 'n seun van die mens of seun van Elohim in die Grieks, Matteus 9 vers 6. En dan die interessante gedeeltetjie, sy lewe gee as losprys vir baie. 5300. Matteus 20 vers 28. Nou die helder prent in die sterrekonstellasie Libra is Zubin al-Ganubi, wat beteken prys ontoereikend of onvolledig, nie genoeg nie, as jy wil, né? Maar aan die ander kant van die skaal is daar ook 'n helder ster met die naam Zubin al-Shamali, die prys wat dit bedek. Hierdie kant, jy en ek, is nie genoeg nie, dit is onvolledig. Aan die ander kant, Yeshua, wat dit bedek. Dus duidelik word hier twee kante van die weegskaal met die prys van sonde aan die een kant en die prys van versoening aan die ander kant, wat al ons sondes bedek. Dit wat jy gedoen het in die verlede, vandag, en wat jy in die môre gaan doen, as jy dit bely. As voorwaarde, vir ons uitgebeeld. So die eerste helperkonstellasie, naamlik die kruis of suiderkruis. Dis wel in die vorm van 'n kruis, is net so bietjie onevenredig. En dit kan in die suidelike halfrond gesien word. Ek glo almal van julle het al die suiderkruis gesien. Nee. Nou daar interessantheid. Ek het stom gestaan en ek het dit gaan soek en ek het dit in twee bronne gekry wat redelik betroubaar is. Die suiderkruis was eers in die noordelike halfrond sigbaar tot en met die dood van Messia. En toe daarna net in die suidelike halfrond. Iets snaaks gebeur. Dit kon eeue terug duidelik vanuit Jerusalem gesien word. Dit was sigbaar in die noordelike halfrond. En ek wil die vraag vra. Ek spekuleer net. Die skryf dalk te maak dat 'n oorblyfsel van sy volk oor kan die riviere van Kus as sy verstrooide aanbidders in die eindtyd hier sal wees, volgens Jesaja 18 en Sefanja 3. Ek vra net die vraag. Nou, almal weet dat die kruis die bekendste simbool is van die Christendom of gelowiges. Nou in die Hebreëus is dit eintlik 'n T, hoofletter T. En die boonste balk is boontoe, né? Wat eintlik volgens die Hebreëse alfabet finaliteit uitspel. En dit is die sinoniem van wat hy uitgeroep het aan die vloekpaal, tetelestai, dit is volbring. Dis waar vir die T staan. Ons het 'n aanbiedingkie wat gaan oor die alfa en die taf. En ons sal eendag daaroor praat. So daar's weer Libra, sy suiderkruis en dan die wolf as die slagoffer en die kroon. So die tweede helperkonstellasie is die slagoffer van Centaur, die wolf. Nou in die antieke Hebreëus is dit Aseda, en lupus in Latyn, wat beteken om neergevel te word, verslaan te word. Nou sou hierdie verslaane dier die Messias versimboliseer, en die Centaur word getoon wat dit verslaan, wat ook Messia kan versimboliseer. Klink dit eintlik soos 'n teenstrydigheid. Hoe kan hy die slagoffer wees, sowel as die een wat oorwin? Maar Yeshua sê self in Johannes 10 vers 17b, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het die mag om dit af te lê, en ek het die mag om dit weer op te neem. Ons weet dat Messia het sy lewe vrywillig vir ons neergelê.
Want hy stel dit so vir ons in Matteus 26 vers 53 ook, dat hy 12 legioene, ek kan nie onthou hoeveel is 'n legioen nie, dis duisende engele op beslag, né? Hy kon 12 legioene van engele kommandeer vir sy beskerming. Kom ons lees dit, Matteus 26 vers 53. Of dink jy dat ek nie nou my Vader kan bid en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie? Meer as 12 legioene. Dus Messia het homself verneder, hy het homself neergelê. Hy het homself eintlik as mens verslaan tot die dood toe, maar deur die krag van sy gees weer opgewek. Filippense 2 vers 8. So die wolf Lupus word hier getoon as 'n dier wat verslaan het en dood is. En dit herinner aan Jesaja 53 vers 7. Die beskrywing van Messia. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was. En hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Vers 8. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en anderwoorde doodgemaak. En onder sy tydgenote weet daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Dit spreek van self, né? Terwille van die oortreding van my volk, sê hy, was die plaag op hom. Die derde helperkonstellasie in die noordelike kroon, of dan die kroon. Die Hebreëse woord vir hierdie konstellasie is Atara, en sy syferwaarde is 284. En koninklike kroon is 284. En Elohim in die Grieks, Theos, sal hy dan 284. En heilig is 284. En u grote hoogheid is 284. Eksodus 15 vers 7. En deeg of voortreklik of dan majesteit is 284. Daar is weer die prentjie. En dan kyk ons na hier. 284, Atara. Die naam van daai kroon. Koninklike kroon, 284. Elohim, hy is jou koninklike kroon, 284. Heilig, hy is heilig, 284. In u grote hoogheid, 284. En majesteit of hoogheid, 284. Die Romeinse soldate het 'n doringkroon op Messias kop ingeslaan. Maar hy is tans met 'n heerlike hemelse kroon bekroon. Hoogheid, grote hoogheid, majesteit. So opsommend, die verhaal van Libra is verbind met versoening, om die weegskaal te balanseer. Sy offer teenoor ons sondes. Die volle prys het hy betaal. Daarom kan ons vashou aan die belofte van 1 Korintiërs 15 vers 20. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Messia lewend gemaak word. En daarom word ons gemaan. Hou die oog gefestig op Yeshua, Hebreërs 12 vers 2. Die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand, of eintlik as die regterhand, van die troon van Elohim gaan sit het. Die vloekhout is opgevolg met 'n kroon van heerlikheid. Wat mense laat dink ook aan Openbaring 5 vers 9, waar dit gestel word dat Messia is waardig om dit te ontvang. Net hy is waardig. Die derde konstellasie van Skorpio, die skorpioen, gaan ons dan nou 'n bietjie na kyk. En ons gaan maar reg wees met die tyd. Sy helpers is serpents, die slang, of Ophiuchus, ek kan nie daai naam uitspreek nie, die slanghouer, of die ou wat die slang vashou, en Hercules die magtige. En dit gaan daaroor, Messia oorwin die vyand, maar hy word self eers verwond. Daar's 'n uitbeelding van die skorpioen, een kunstenaar se ding, en hier volg nog 'n uitbeelding wat ons al gehad het. En die ster Antares, daai helder rooi oranje ster wat so in sy bors naby sy kop is Antares. Interessant in die sterrelesingkie wat ons ook doen. Antares, as hy so groot bal is, dan is die son, ons son, Sol, so balletjie. Ja, net vergelyk. Maar Antares beteken verwonding. En dan die eerste groot helder ster, die een naam is Skorpio en die ander naam is Akrab.
beteken die konflik. En dan sien die mense al die sterretjies wat so mooi sy angel vorm. So hierdie konstellasie en sy helpers vertel die verhaal van ons verlosser se stryd met die vyand, naamlik die Satan Hallel, as ook die finale oorwinning oor hom. Die prent van die skorpioen beeld uit dat sy giftige angel die haak van Ophiuchus, die slanghouer, wil steek. Maar hy het sy ander voet op die kop van die skorpioen. Hy trap hom plat. Ne? En dit herinner dan aan Genesis 3 vers 15. En dit is Jahwe, sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Dis letterlike saad, dis nie simbolies nie. Daar staan Sarah in die Hebreëus en sperma in die Grieks. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom die hakskeen byt. Wie sal deur 'n skorpioen gesteek? Dis nie 'n aangename ervaring. Ek het hom al op my voet, voor, in die middel en op die hak gehad. Nou, dis regtig sleg. Weereens laat die syferwaarde, dis geen twyfel wie die skorpioen uitbeeld. 750 is skorpioen in Grieks, Lukas 11 vers 12. En 75 is Lucifer, die môrester soos hy vertaal word in Jesaja 14 vers 12. Die môrester wat neergewerp is. Die oorspronklike is Lucifer wat daar staan. En ons weet dis die Satan, né? Nou die Hebreëse woord vir skorpioen is akrab. Soos ek gesê het, dit beteken konflik. En in Arabies is dit al akrab wat beteken die verwonding wat kom. Nou daai baie helder oranje-rooi ster met die borsgedeelte, Antares, ons het vir u gesê dit beteken verwonder. So hier, soos in die res van die prente van die dierereel, word die konflik uitgebeeld tussen Messia en die Satan, totdat die bose uiteindelik verslaan en oorwin is en verdwyn. En die oorwinnaar, Messia Yeshua, heers in heerlikheid en geregtigheid. Hy heers reeds. Maar ek en jy moet in sy gesag ook heers. Ek wil egter vir jy so 'n bietjie onrusbarende nuus gee as jy dit nog nie weet en ervaar het. Die geveg het nog nie heeltemal tot 'n einde gekom. Ek dink uit jou en my lewe weet ons dit baie goed, né? Want die saad van Jakob is steeds onder die aanval van die vyand, die Satan. Soos die psalmis dit stel in Psalm 83. Gaan lees daai psalm self weer, né? So die eerste helper konstellasie is serpens, die slang. Hierdie slang is besig om te gryp, as jy kyk na die volle prentjie, na die noordelike kroon. Hy wou dit graag sy eie maak, en dit herinner wat die volk, van die profeet skryf aan die volk, en daar is net die prentjie, jy kan sien daar, die slang gryp na die kroon, sien jy dit? Nou, Jesaja 14 vers 13, en dit is die Satan wat hiervan gepraat het. Jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef, bo die sterre van Elohim, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde, vers 14 vers 14. En ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Wat 'n vermeerderheid. Die helderste ster in hierdie konstellasie is Uniek, in Galdees of Arabies, wat beteken omvattend of insluitend. En met die Hebreëse naam van Alja, wat beteken vervloek of die vervloekte. En interessant, dit tel op na 165. Nou die naam Lucifer, soos vertaal as môrester, en dit beteken blink of helderheid of glans, tel ook op na 165. Maar dan is daar iets interessants, dat duisternis of donkerte, of donkerheid, het dieselfde waarde as 'n anagram, né, van helderheid of glans. Dus donkerheid teenoor lig. Kom ons kyk daarna. 165 al ja vervloek, 165 helderheid of glans, die môrester, Lucifer, wat blink, veronderstel is om te blink, en duisternis. né. Nou duidelik hierdie aangehaalde teks oor die môrester, het hy as die Satan, die Lucifer of dan Hallel, die plek van Messia Yeshua probeer inneem. En hier is weer 'n anagram, want die getal 165 is dan ook die syferwaarde van waar daar staan die man met 'n hoofletter, Yeshua. 165 is 'n man, Handelinge 17 vers 13, wat hulle praat van Messia.
in 1:6:5 die regverdige. So wat probeer hierdie beeld vir ons gee en wat probeer hierdie verduideliking vir u wys? Yeshua moes kom presies teenstaan wat die Satan gedoen het. Herinner my, en ek gaan dit invoeg, in Openbaring staan daar, dat se 12 vers 8 as ek reg onthou, en die ou draak is neergewerp, die ou slang, wat genoem word duiwel en Satan. Die ou draak, hoe ons weet wie dit is, dit word nou vir jou geïdentifiseer. Die ou slang, wat genoem word duiwel en Satan. In argitektuur of ingenieurswese is dit lengte, breedte, hoogte. Dis 'n kubus. En daai teksie tel op na 13 maal 13 maal 13, 2:7. Maar weet jy wat, aan die vloekpaal, Yeshua was so opgehang, die spyker hier deur sy polse, maar bokant was dit dwars uit, soos in Johannes 19 vers 19 staan, Yeshua die Nasarener, koning van die Judaïte, die sleg vertaling ons Bybel. Hy is nie koning van die Jode nie, hy is koning van die Judaïte. Daai sinnetjie tel op na 13 maal 13 maal 13. 2:7. Maar dit moes presies pas. Hy moes presies die 1:6:5 wees, die man, die regverdige, wat kom staan teenoor die Satan Hallel in sy sonde. Kon nie so of so wees nie. Sien jy dit in? Maar die tweede konstellasie, helper, is Ophiuchus, die slanghouer. Dis die man wat die slang vashou. Dis 'n beeld van 'n sterk man, wat Yeshua typeer. Hy keer dat die slang nie daai noordelike kroon gryp en syne maak. En die Satan, soos ons reeds gesê het probeer om hierdie magsposisie vir homself te verkry. Maar Yeshua het dit met sy vloek hou dood, terwyl die Satan dink hy het oorwin, het hy dit teruggevat. Al daai mag, né? Hy het dit met die opstanding regmatig teruggekry. Maar wat min mense insien, dat hy dit ook vir ons as gelowiges en sy navolgers en uitverkorenes van die Adame en van Israel teruggewen het. Ons het weer al daai mag as Yeshua in jou woon deur die Heilige Gees, né? Die helder ster in die kop van Ophiuchus word genoem Ras al-Haggis, wat beteken die hoof van hom wat vashou. Jy kan nie hoor, hierdie name is nie toevallig nie. Ek sê net hier vir 'n vriend, interessant, ek doen navorsing en ek wil betekenisse van die name en ek soek prentjies. En ek het nou die Joodse taal in Google weet jy, daar is omtrent niks. By meer as 'n dag gesukkel, ek kry niks. Daar is nie eens 'n ordentlike prent van die diereriem. Dit is weg. Die Jode het vir ons weggevat. Die derde helperkonstellasie is Hercules, wat beteken die magtige man op een manier. Hy kniel op een knie, en met die ander is hy sy voet op die kop van die draak, om hom te vermorsel. In een hand hou hy die kop van 'n 3-koppige slang, en in sy ander hand hou hy 'n knippel, om hierdie vyand te kan verslaan. En in sy kop is daar die helder ster Ras al-Geti, wat beteken die hoof van hom wat vermorsel. En die ster in sy linkerarm is Ma'asim, wat beteken die sondoffer. En dis in die linkerarm en in sy regterarm Goyam, wat beteken vertrap onder sy voet. So opsommend wys hierdie konstellasie van die skorpioen al 4 keer op die konflik met die vyand, wat Yeshua oorwin. Destyds op die vloekpaal, en waar ons as sy beeldnis, as sy gelykenis, dit kan oorwin. So dis die duidelike verhaal eintlik van die hele Bybel, dat vanaf Yeshua se geboorte, daar probeer was om hom dood te maak. Eers was dit Herodes, wat die babaseentjies laat doodmaak het, né? Hier's 2 babaseentjies vandag hier by ons. En dis vir my so verskriklik as ek daaroor dink, dat daar's duisende van hulle doodgemaak. In Yeshua se tyd, né? En later in die woestyn bied die Satan so ewe in sy arrogansie vir Yeshua aan. Aanbid my en ek gee jou al hierdie koninkryk. En Yeshua sê nee. Jy mag net Elohim
Jahwe Elohim alleen aanbid. Want sou hy toegegee het, sou hy dit erken het, dat hy sy mag ook weer weggee aan die Satan. Ja, die oppermag sou dan aan die Satan behoort. Nou die helpers en die handlangers toon dan vir ons duidelik, ook die beelde wat Joshua typeer, uiteindelik oorwinnaars is oor die slang en die Satan, of die slang as die Satan. Messia Joshua is ons oorwinnaar, en deur hom en met sy Heilige Gees Jaroeg in ons, is ons ook meer as oorwinnaar. Mense, ek wil hierdie begrip by julle inhamer. Jy en ek is meer as oorwinnaars. En neem dit aan, Romeine 8 vers 37 sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Ek wil sê eerste lief gehad het en toe nog al die tyd tot vandag toe. So weet dit, geliefdes, dat deur Messia Joshua, soos eeue gelede in sterrebeelde vasgevang, is jy en ek ook oorwinnaars. En het ons al sy gesag en autoriteit tot ons beskikking. Dit is vir ons gegee. En dit is wonderbaar om te ervaar dat in die laaste 10 jaar, in die laaste jaar veral, hoeveel getuienisse daar is van waar sy mag en autoriteit deur ons as gewone mensies gewerk. Nou wees ons tydsbeperking en die magdom van feite gaan ons volstaan met hierdie 3 konstellasies van die 12, hierdie laaste een die skorpioen. En met die volgende sessie en 'n ander keer gaan ons poog om hierdie diereriem se verdere konstellasies vir u bietjie meer broodvuurig ook te behandel, met voorraad. En weet net, ons het hierdie reeds baie ingekort en probeer beperk. Daar's nog baie feite, maar ek wil vir julle die hele verhaal gee, dat hierdie valsheid wat hier buite rondloop met sterrevoorspel en aardse astrologie, die nek ingeslaan kan word. Want hierdie is hemels en is deur die almagtige Vader vir ons gegee as 'n ekstra bewysplaas van sy grootheid en sy almag en hoe wonderbaar hy is vir my. Kom ons sluit af met gebed. Aba Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike getuienis wat U in vreemde sterrebeelde in die hemel vir ons geplaas het. Dankie dat U dit vir ons oopmaak. Dankie dat U deur die eeue heen in soveel tale van die antieke wêreld daardie name vir ons in betekenisse dui op Messia Joshua as ons oorwinnaar. En laat ons as gelykenis van Messia, omdat ons hom aangeneem het in geloof en ons laat doop het, ook kan bely. Ons is oorwinnaars. Ons is tot alles in staat deur Joshua wat ons die krag gee en deur die Heilige Gees wat in ons woon. Maar baie dankie en ons loof en prys U in die naam van ons koning wat weer kom.